Jesus as 'n klein seentjie. Toe baba Jesus net 'n paar weekies oud was, het Maria en Josef hom na die tempel in Jerusalem gevat om hom aan God te wy. Hulle ontmoet toe 'n ou man met die naam Simeon by die tempel. Simeon was baie lief vir God. Toe Josef en Maria die kindjie inbring, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys. Simeon het geweet Jesus was die verlosser van die mense. Hy het toe vir Jesus, Maria en Josef geseën. Terwyl hulle so staan, kom daar toe ook 'n ou vrou met die naam Anna. Sy was 'n profetis, wat beteken dat sy God se boodskap vir ander mense kan bring. Toe Anna vir Jesus sien, het sy vir God dankie gesê en sy het vir almal daar in die tempel vertel: "Dit is God se seun, die verlosser van die wêreld." Koning Herodes het in hierdie tyd so kwaad geword, toe hy agtergekom het dat die wyse manne nie teruggekom het na hom toe om te sê waar Jesus is nie. Hy maak toe 'n aaklige wet om al die klein seentjies in Jerusalem dood te maak. Want hy was bang dat Jesus hom sou onttroon. Gelukkig weet God alles en het hy 'n engel in 'n droom na Josef toegestuur wat sê: "Staan op, neem die kindjie en sy ma en vlug na Egipte. Bly daar totdat ek vir jou sê om terug te kom, want Herodes soek die kindjie, hy wil hom doodmaak." Josef het dadelik opgestaan en in die nag vir Jesus en Maria en al hulle goedjies geneem en na Egipte vertrek. Josef, Maria en Jesus het in Egipte gebly totdat die nare koning Herodes oorlede is. God se engel het weer in 'n droom vir Josef gesê: "Herodes is nou dood. Julle kan maar weer teruggaan Nasaret toe." Jesus het in Nasaret groot geword. Josef was 'n timmerman en in sy werkswinkel het hy mooi meubels gemaak en ander houtwerk gedoen. Jesus was lief daarvoor om saam met Josef te werk en sy pa in die werkswinkel te help. Toe Jesus 12 jaar oud was, het hy saam met sy ouers na Jerusalem gegaan vir die Paasfees. Toe die fees verby was, het hulle teruggegaan. Maar Josef en Maria het so lekker saam met die ander groot mense gesels en geloop en gedink Jesus loop saam met die ander kinders en speel dalk saam met hulle, dat hulle nie geweet het dat Jesus in Jerusalem agtergebly het nie. Toe Josef en Maria agterkom, Jesus is nie saam met hulle nie, het hulle haastig teruggegaan na Jerusalem om hom te soek. Eers 3 dae later het hulle vir Jesus in die tempel gekry. Hy het tussen al die slim geleerde mense gesit en met hulle gesels. Al die slim manne wat die Joodse wette so goed geken het, was verbaas dat Jesus so baie geweet het en dat so 'n jong seun so slim was. "Jesus," het Maria uitgeroep, "ons het oral na jou gesoek. Hoekom het jy ons so groot laat skrik?" het sy vieserig vir hom gevra. Jesus het sy ouers se bekommerde gesigte gesien en saggies vir hulle geantwoord: "Hoekom soek julle my? Julle moes mos geweet het dat ek in my Vader se huis sal wees." Maar Jesus was lief vir sy ouers en hy het saam met hulle huis toe gegaan. Jesus het elke dag groter en slimmer geword. Al die mense kon sien dat Jesus baie van God weet en dat hy God liefhet. Hy was vol wysheid en God se genade was op hom.